Die spieelbeeld van Trompetefees, Versoensdag, Sukkot of Hittefees, 'n Daniese wegraping, die besnydenis van hart en vlees en die aanneming van die persoon. Vandag se titel is 'n mondvol en die boodskap gaan vir baie mense hard wees. Baie sal daarteen skop, maar ek deel dit in ware liefde, sodat jy die tugtiging kan aanvaar en tot inkeer kan kom, en nie op die oordeelsdag saam met die bokke afgesny word van die skape nie. Nou Dani Botha het voor Sukkot of Hittefees en die fees van trompette 'n boodskap gebring dat die wegraping gaan plaasvind op die fees van trompette en dat die volk hulle moet regmaak. En soos ons almal en Dani besef, het die wegraping nie plaasgevind nie. En dit is 'n jammerte, want die goddelose is nog steeds in ons midde. Want alwaar ek die woord wegraap sien in die skrif is in Sefanja 1 en dit gaan oor om die goddeloses weg van die aarde af te werp. Ek het in 2018 die wegraping bespreek in my reeks van die misleiding in die Christendom deel 20. Die titel was die wegraping. Is dit skriftuurlik korrek of is dit 'n kerkdogma? Gaan kyk gerus waaroor dit gaan. En as ons na Yeshua se woorde kyk, hy sê in Matteus 10 vers 22, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Wat maak ons nou so spesiaal om nie deur die verdrukking te gaan, maar miljoene mense het gesterf ter wille van die woord van Elohim en die getuienis van Yeshua. En so word die wat gedood was beklee met wit klere. En hulle moet wag vir die oordeel net wel, totdat ook hulle medediensknegte en ook hulle broeders, wat nog gedood sou word, let wel hulle moet gedood word, soos hulle voltallig sou wees. Hulle word nie weggeraap nie. Dus moet die eers gedood word en dan sal die siele voltallig wees en dan eers sal die oordeel en wraak van Jahwe oor die kom wat onskuldige bloed vergiet het. Hoe ontvang ons die kroon van die lewe? Kom ons kyk nou mooi wat sê Openbaring 2 vers 10. Hy sê wees getrou tot wat? Tot die dood toe. Nie tot die wegraping nie, tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Dis sien ek steeds nie 'n wegraping in Openbaring nie. Ons moet getrou en vas staan tot die dood toe. Maar maak dit nou Dani 'n valse profeet en het hy gelieg oor sy ervaring oor die duidelike geluid van die trompette wat hy gehoor het? Baie sal sê ja. Maar wat van as dit waar was? Hoe moet ons regmaak vir Yeshua se wederkoms? Want dit is mos waaroor die fees van trompette gaan. Die feeste is spieelbeelde van dit wat nou nog moet gebeur. Soos met Pesach en hoe Yeshua die fees meer waarde gegee het, en waar die volk uit Egipte getrek het, het hy met sy dood die volk uit die doderyk uitgelei. As ons Yeshua sien as ons bloedbruidegom, dan beteken dit dat ons 'n verbond het met hom. Ons is in die huwelik met hom en ons eet van hom. Ons is deel van hom. Ons het toegetree tot die huwelik en ons het die teken, die trouring. Nou wie deel wou hê aan die lam, aan Yeshua, moes besny wees. Nie net in die vlees nie, maar in die hart ook. Soos die ware teken van die verbond met hom. Dis om van hom te eet, om deel van hom te wees, geld die besnydenis van die hart en die vlees. En let wel, een wet moet geld vir die kind van die land en die vreemdeling wat onder julle vertoef. Jy kan nie nou jou eie wet wil maak en soos Yeshua Messias gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid is, sal hierdie wet nie verander nie. Nou Sipora het geweet dat Jahwe Moshe wou doodmaak omdat hy nie sy eersgeborene seun besny het nie. En toe red sy Moshe se lewe en sy besny haar seun en let wel, toe gooi sy vooruit voor hierdie engel, hierdie koning Yeshua se voete en sê vir hom, bloedbruidegom met die oog op die besnydenis. Yeshua is ons lam en hy is ons bloedbruidegom. En as ons deel aan hom wil hê, moet ons besny wees. Nie net in die vlees nie, maar ook in die hart, as teken van die verbond met Jahwe. Genesis 17 vers 10 tot 14, Deuteronomium 10 vers 16 en Romeine 3 vers 1 en 2. Want toe die koning die bruilof vir sy seun gehou het, was daar een man sonder 'n bruilofskleed en hy is uitgewerp in die buitenste duisternis. Matteus 22 vers 11 tot 13. Net so toe Yeshua kom, was daar 5 wyse en 5 dwaase maagde, maar die dwaase het geen olie in hulle lampe gehad nie. En toe die bruidegom kom, was die deur gesluit gewees en hulle was nie toegelaat gewees nie. Soos in Matteus 25 vers 1 tot 12. Hulle het nie ag geslaan op die een wet wat vir die inwoner en die vreemdeling in die land geld nie. Dat almal wat deel aan die verbond en die Pasga wil hê, besny moes wees. Eksodus 12 vers 48 en 49. Daarom kan slegs die wat in die verbond van Jahwe staan, deur gehoorsaamheid en reinheid van hart, deel hê aan die lam en aan die bruilof.
Dus met die fees van trompette moet jy reeds reg wees. Jy moet olie in jou lamp hê en van hart en vlees besny wees en reg wees vir jou bruidegom. Nou as ons nou mooi kyk na die kriteria van die fees van trompette, sien ons moet dit 'n heilige vierdag wees. Heilig beteken apart. Is jy apart of afgesonder van die goddeloosheid op hierdie dag? Was die dwaase maagde saam met die verstandige maagde in die bruilofsaal? Nee, hulle was nie. Nou baie gelowiges kyk ongelukkig net teen die letter van die wet vas en sê dat die wet nie sê dat jy moet besny wees vir die trompettefees, die versoensdag of Sukkot of hittefees nie. Maar geestelik is hulle blind, want hulle dink nie verder of hulle sien nie waaroor hierdie feeste gaan nie. Yeshua sê in Johannes 4 dat ons Jahwe in gees en waarheid moet dien. Maar daar word nie aangeslaan op die geestelikheid van die feeste of sy tempel nie. Nou Yeshua sê waar 2 en meer in sy naam vergader, daar sal hy in ons midde wees. En hy sê ook, breek die tempel af en in 3 dae sal hy dit oprig. Maar ons sien nie die geestelike konneksie daarin nie. Waar die volk elke keer deur Jahwe uitgewys was waarom die fees te hou en toe later die fees by die tempel gehou het, bestaan daar vandag nie meer 'n fisiese tempel nie. Ons moet hom nou in gees en waarheid aanbid. Want Yeshua is nou die tempel en as 2 en meer in sy naam vergader, sal hy die tempel in ons midde wees. En so sê Jesegiel 11 vers 16 ook, dat wanneer ons verstrooid is in die agterhoeke van die wêreld, sal hy Yeshua vir ons 'n heiligdom, 'n tempel in ons midde wees. En so verwys Petrus ook na hierdie geestelike huis, hierdie geestelike tempel waar ons geestelike offers bring in 1 Petrus 2 vers 5. Nou as dit 'n geestelike tempel is, geld die reëls ten opsigte van hierdie heiligdom nou nie meer soos die aardse heiligdom nie? Nee, steeds sal dit geld want een wet moet geld, soos in die hemel, so ook op die aarde. En soos met die ou Jerusalem en soos ook met die nuwe Jerusalem. En steeds in die Nuwe Testament was onbesnedenis nie welkom in die tempel nie. En hulle het Paulus valslik aangekla dat hy 'n onbesnede in die tempel gebring het, hier in Handelinge 21. Nou let op die woorde, hulle het gedink. Die beskuldiging was gebaseer op 'n aanname en nie op 'n feit nie. Daar staan nêrens dat Paulus werklike onbesnede Griek ingebring het nie. Met ander woorde, dit was 'n vals beskuldiging. Nou Paulus het toegesien dat die wet nagekom moes word en hy het self vir Timoteus besny. Dus as dit Timoteus was wat hy in die tempel gebring het, want Timoteus was dan besny gewees, want hy was ook 'n Griek gewees, want sy pa was 'n Griek gewees. Dus het Paulus nie vir Timoteus vervloek om hom te besny nie en hy het nie van die genade verval nie. Paulus het die wet van die besnydenis steeds nagekom na Yeshua. Dus het Yeshua niks van die wet of die profete weggeneem, soos Yeshua self gesê het nie. Dus bly Yeshua onveranderlik en die wet bly steeds staan tot in die nuwe Jerusalem. So kom ons kyk wat die wet van die nuwe Jerusalem sal behels. Jesaja 52 vers 1. Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meekom nie. Let wel, jou sierlike klere, dit is die wit rein fyn klere, die feesklere wat jy moet aan hê. Dit word geestelik verbind met reinheid en heiligheid. Nou hierdie beeld kom reg deur die hele skrif voor, om bekleed te wees met geregtigheid, om die wit kleed te dra wat die regverdiges aan het, Openbaring 19 vers 8, en om afgesonder te wees. Dit wil sê geen onbesnedene of onreine mag daarin kom nie. Dit wys op 'n herstel van suiwerheid en verbondsheiligheid in Sion. Want die vleeslike besnydenis is die verbondsteken tussen jou en Jahwe. Hierdie sierlike klere is nie wêreldse versierings nie, maar die geestelike kleed van geregtigheid, die feeskleed waarmee 'n mens voor Jahwe verskyn. Nou wanneer Jesaja sê ontwaak, is dit ook 'n profetiese oproep vir Sion om uit die stof van die dood af op te staan en weer die heilige identiteit aan te trek. Die kleed van reinheid, gehoorsaamheid en die verbond met Jahwe aan te gryp. Die besnydenis is nie sommer net 'n menslike gebruik nie. Dit is 'n goddelike merk van verbondsidentiteit. Dit sê ek behoort aan Jahwe en ek is afgesonder vir hom. Ek is heilig vir hom.
Nou soos ons gesien het in Jesaja 52 dat daar geen onreine en onbesnede in die heiligdom van Jerusalem mag inkom nie, sien ons dit ook in Openbaring, en Openbaring bevestig dit duidelik hier in Openbaring 21 vers 27. En daar sal in haar nie inkom enige iets wat verontreinig of gruwelijk en leens doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die Lam. Behoort jy aan die Lam, dat jou naam in sy boek ingeskryf is? En is jy 'n tekendraer van hom, om van hom te kan eet? Deel jy in sy dood en lyding, en eet jy die ongesuurde brode en drink jy van die ware wingerdstok? Om aan die Lam te behoort beteken dat jy deur geloof met hom verenig is, geestelik en fisies, hart en vlees. Kom ons kyk wat sê Openbaring 22 vers 14 tot 15. Hy sê salig is die wat sy gebooie doen, dat hulle reg mag hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Dit wil sê hulle moet hierdie paspoort hê om in die stad te kom. Dus het hulle reg aan hom en hulle is deel van sy verbond en hulle kan van hom eet, so hulle kan ingaan. Maar buite is die honde en die towenaars en die oreerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat die leuen liefhet en doen. Nou hier sien ons toegang deur die poorte van die nuwe Jerusalem. Dis die geestelike tempel. Dit word beperk tot die wat Jahwe se gebooie gehoorsaam. Dis geen onreine, geen ongehoorsame en geen onbesnede van hart of vlees mag ingaan nie. En so bevestig die profesie van die nuwe tempel van Jesegiel dit ook en sê in Jesegiel 44 vers 9, so sê die meester Jahwe, geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees mag in my heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie. Let wel, een wet geld steeds vir die inwoner en die vreemdeling, want hulle sê hier, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is. Dit wil sê, dis die heidene wat by Israel aangesluit het, naamlik die verlore stamme van die huis van Israel. Nou Yeshua is die poort, en hy bepaal wie daar deurgaan. Net soos Jesegiel 44 vers 9 sê, dat geen onbesnede van hart of vlees mag ingaan nie. Daarom is sy bruid rein gewas in sy bloed, en heilig, apart gestel deur gehoorsaamheid aan sy wet. Nou net soos met die Pesach, mag slegs die wat binne in die verbond is, aan die bruilof van die Lam deelneem, Openbaring 19 vers 7 tot 9. Die bruilofskleed is die geregtigheid van die geheiliges, gehoorsaamheid aan Jahwe se wet. Dus moet jy al deel wees van sy verbond as hy gaan kom. Jy moet reg wees en olie in jou lamp hê en reg staan met die shofar om hom te verwelkom met die fees van die trompette. Want wanneer die oordeelsdag kom, dit wil sê versoensdag, word die skape van die bokke geskei. Die wyse maagde word van die dwaase maagde geskei. En dan, as jy deel was van die verbond, reg en geregtigheid gedoen, kry jy jou nuwe tentwoning. Dit wil sê, jy kan in die nuwe Jerusalem ingaan en jy voldoen aan die vereistes en ontvang die ewige lewe. Want jy is deel van die ewige verbond, want die vleeslike besnydenis is soos die Sabbat 'n ewige verbond. Hoe kan jy nou net wil ag gee op een ewige verbond, naamlik die Sabbat, maar jy verag die ewige verbond van die vleeslike besnydenis? Dis vir die wat net teen die letter van die wet vaskyk en die fees van trompette, versoensdag en Sukkot of Hittefees saam met die onbesnedenis vier, bring jy 'n onbesnede in Jahwe se geestelike tempel? Is Jahwe wel in jou midde as dit nie 'n heilige of apart gestelde fees is nie? Of besef jy nog nie wat hierdie geestelike tempel behels nie? Of dien jy Jahwe nog nie in gees en waarheid nie? Geld een wet nie meer vir die inwoner en vir die uitlander nie? Wanneer gaan ons eengesindheid bereik om Jahwe op sy feeste in gees en in waarheid te aanbid? Die fees van trompette, versoensdag en Sukkot of Hittefees verwys na die tydperk waar ons reeds reg moet wees en in verbond met Jahwe moet wees en sodoende kan ons in sy heiligdom kom. Daar is nie 'n geskrewe wet wat sê dat geen onbesnede die ander feeste mag bywoon nie. Dit moet geestelik in jou ingeplant wees, want jy moet ons nou al by die tyd weet waar die fees van trompette, versoensdag en Sukkot of Hittefees behels. En nou kom Hebreërs en sê die volgende in Hebreërs 10 vers 26, want as ons opsetlik Sondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Van watter sonde praat die skrywer hier van Hebreërs 10? Kom ons ontleed Hebreërs 10 gou noukeurig. Kom ons kyk na vers 24. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom.
Let wel, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Nou, watter byeenkomste is dit? Wat beteken die woord onderlinge byeenkoms? G1997, a complete collection. Jahwe se feeste is a complete collection, specifically a Christian meeting for worship, assembling, gathering together. Die feeste is 'n geloofsamekoms waar ons saam moet vergader volgens wet. Maar soos Handelinge 10:25 gesê het baie versuim om die feeste by te woon. Ons lees daarvan in Malagi 3:6. Want ek, Jahwe, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge, dit wil sê sy feeste afgewyk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê Jahwe van die leerskare. Maar ons volk vra altyd, waarin moet ons terugkeer? Die volk het gereeld van Jahwe se feeste afgewyk, en vandag dink hulle, Jahwe het verander en sy feeste moet ons nie meer nakom nie. En ons weet nie wat dit is om ons te bekeer of ons reg te maak vir Dani se wegraping nie. Want Dani hoor die basyn, maar hy sê nie vir die volk hoe om te bekeer en om deel te raak van die verbond en terug te keer na Jahwe en sy feeste te onderhou nie. As Dani reg was oor die wegraping en dit het gebeur, sou hy werklik weggeraap gewees het en in die nuwe Jerusalem ingegaan het as 'n onbesnedene? Het hy werklik olie in sy lamp gehad? Luister na die basyn. Die basyn het geblaas en ek het julle gewaarsku. Keer terug na die verbond, onderhou Jahwe se feeste reg. Moenie jou eie geregtigheid opbring nie en moet nie die heilige dag of die tempel verontreinig om mense aan te neem wat nie in dieselfde juk trek as julle nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Julle het die kennis van die waarheid ontvang en as julle teen die fees Sondag bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. En dit is hoekom dat Paulus gesê het in Galasiërs 5, en ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder die verpligting is om die hele wet te onderhou. Maar nou verstaan ek nie. Een wet moet ons nou geld vir die inwoner van die land en vir die uitlander. Nou hoe kan Paulus nou sê dat net die besnedenis die wet moet onderhou en die ander hoef nie? Praat Paulus teen die wet of wat bedoel hy daarmee? En hierdie is 'n vers in 'n hoofstuk wat mense baie keer heeltemal uit verband uitdruk en sê ons moet nie besny nie. So kom ons kyk gou 'n bietjie mooi, wat bedoel Paulus hiermee? Nou Paulus praat hier met onbesnedenis. Hulle is nie in die geloof en hulle weet nie waaroor hierdie vleeslike besnydenis gaan nie, want dit is die verbond wat jy met Jahwe sluit. Dis die trouring. Nou wil hierdie besnedenis wat nou reeds in die verbond is, wat al reeds in hierdie huwelik is, dit wil sê as hulle hom ooit regtig dien met hulle hele hart en siel, nou wil hulle sommer net hierdie mense, hierdie nuwe bekeerlinge besny, sonder dat hulle weet wie eintlik hulle bruidegom is en waaroor sy wet en sy feeste en sy verbond gaan, want hulle ken nog nie Jahwe se wet, sy insettinge en sy verordeninge en hulle weet nie wat die verbond behels nie. Nou wil hierdie mense net kom en hulle besny. So hulle moet nou eers hierdie liefde vir Yeshua ontwikkel en sy wet vind, want Yeshua sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. En dan soos Paulus ook sê in Romeine 4, het Abraham eers hierdie liefde gevind vir Jahwe en hy het sy wet en sy insetting en sy verordening gehou. Dit wil sê Abraham was in die hart besny gewees. En toe eers verseël hy in Jahwe se verbond. En hy word besny. Kyk nou wat sê Paulus hierso. Hy sê die besnydenis is die seël van die verbond. Want toe Abraham dit nou gesnap het en Jahwe gedien het met sy hele hart en siel, toe tree hy in die huwelik in. Hy was verloof gewees, maar nou tree hy in die huwelik in en hy kry daai teken van die verbond en hy besny hom, want hy het al klaar Jahwe lief gehad om in sy wet, sy insetting en sy verordeninge te wandel. Dis is die besnydenis, die trouring, want jy gaan in verbond met hom. Dis as jy besny, dan beteken dit, jy ken jou man. Jy weet wie hy is en wat hy van jou verlang. Jy ken die verbondsvereistes en jy ken die wet en jy is van hart besny. En dan verval jy van die genade, want genade word net aan die bewys wat nog nie weet dat hulle verkeerd is nie. En genade is as Elohim die tye van onkunde oorsien, Handelinge 17 vers 30. So hierdie mense ken nog nie die wet, die insetting en verordening, en hulle weet nog nie wat die verbond behels nie, so hulle kry genade. Maar wanneer hulle onderrig word in die wet en die insetting en verordeninge, dan het hulle die kennis ontvang en hulle weet waaroor dit gaan. Dit wil sê, hulle het van die genade verval. Dit maak dit nie slegs nie, dit wil net sê, hulle het hulle kennis verbreed.
En nou sê Jahwe ook, hy sal besoeking doen aan die wat besnede van vlees is, maar onbesnede van hart is. Want hierdie mense het afgewyk van die wet, die insettinge, verordeninge, hulle het meer Jahwe gedien met hulle hart nie, al was hulle in die vlees besny gewees. So dis as jy eers besny is, dan is dit 'n teken van jy weet waaroor die verbond gaan. Dit wil sê, jy het die kennis, dit wil sê dan het jy nie meer die genade nodig nie, want jy weet mos nou alles. En so moet jy nou die hele wet onderhou, en soos die uitlander en die inwoner van die land wees, want daar is nie 'n ander wet nie. Een wet moet geld vir beide. Dis as jy vleeslik besny is, moet jy Jahwe se feeste onderhou, want dit is deel van die verbond. Maar as jy soos die heiden is, wat afgesny is van sy volk, dan hoef jy nie die feeste by te woon nie, want dit is heilig, dis apart gestel en behoort net aan die wat in die verbond is. Dis is Paulus nie teen die besnydenis nie, en hy sê in Romeine 3 vers 1, wat is die voordeel van die Judeer? Of wat is die nut van die besnydenis? Hy sê groot in alle opsigte, ten eerste seker dat aan hulle die woorde van Elohim toevertrou is. Die besnydenis is groot in alle opsigte en die Judeërs moet 'n voorbeeld wees daarvan. Maar ongelukkig is daar baie besnedenis wat die vrugte van die Gees het nie en hulle pleeg oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge. Dis sal hulle nie die koninkryk beerwe nie, want hulle het 'n oortreder van die wet geword. En nou is hulle besnydenis onbesnedenheid, waar die hoof en die einddoel van die besnydenis die onderhouding van die wet moet wees. En so sal die towenaars en hoere wat hulle bekeer en die wet nakom, voor die besnedenis ingaan, want hulle het die verordeninge van die wet onderhou, en hulle word as besnedenis gesien, en nie soos die ander wat die wet verbreek, maar besny is nie. En so sal Jahwe oor die besnedenis besoeking doen, wat nie in die hart besny is nie, want hulle het die kennis van die waarheid, maar steeds verag hulle dit, en sodoende bly daar geen offer vir hulle sondes oor nie. Hulle het van die genade verval, want hulle het opsetlik gesondig, want hulle ken die wet, maar hulle onderhou nie die wet nie. En so sal die wat onbesnedenis is, die wet begin nakom. En hulle sal soos Abraham dan gehoor gee aan hierdie verbond, en hulle verseël in die geloof, en dan ook tekendraers word, en so sal hulle voor hierdie skrifgeleerders en fariseërs in die koninkryk kan ingaan, want hulle is bekleed met hulle bruiloftskleed, hulle het wit klere aan, en hulle is rein en hulle deel aan die verbond, en so kan hulle in die nuwe Jerusalem ingaan, met palmtakke in hulle hand, om Sukkot of Hittefees te vier, want hulle is apart van hierdie goddeloses, en hulle het ag gegee op Jahwe se wet, sy insettinge en sy verbond. Nou ons aardsvader Abraham, hy was die eerste persoon op die aarde wat Sukkot of Hittefees gevier het. Hy het die diep betekenis daarvan verstaan, dat dit 'n spieelbeeld is van die koninkryk en die nuwe Jerusalem. Daarom het hy ook gesorg dat geen onbesnedene teenwoordig was toe hy die fees gevier het nie. En hier in Jubileum 16 vers 21 tot 25 sien ons dit duidelik. Abraham het Jahwe met sy hele hart en siel gevrees en gedien. Hy het geen vreemdeling of onbesnedene gevrees of aangeneem om Jahwe se heiligdom of sy fees te ontheilig en te onteer nie. Dis moes Abraham mense weggewys het wat dalk saam met hulle Sukkot of Hittefees gevier het, omdat Abraham Jahwe eerste en bo mense stel, het hy hulle weggewys. Want Jahwe kom eerste en so ook sy wet en sy bevele. Abraham was nie geestelik hoogmoedig omdat hy onbesnedenis weggewys het nie. Hy het net gehoor gegee aan Jahwe se wet en die geestelike betekenis verstaan waaroor Hittefees gaan. Maar nou kom ek en ek onderhou Jahwe se bevele en ek wys onbesnedenis weg en mense raak vir my kwaad en hulle beëindig hulle vriendskap met my of hulle breek weg van ons en hulle stig hulle eie groepies net omdat ek vashou aan Jahwe se bevele en sê dat ek hoogmoedig is, ek is 'n fariseer en ek het geen liefde nie. En so beëindig hulle 'n jarelange vriendskap met my. Nou 'n broer in die geloof het vir my 'n stemboodskap gestuur. Hy het 'n sekere geloofsleier gevra of onbesnedenis saam hulle let wel die Pesachfees kon vier. En die Pesach is 'n direkte wetlike bevel dat daar geen onbesnede mag wees nie. En toe het hy die boodskap vir my aangestuur om te hoor wat ek daarvan sê. Nou luister asseblief mooi daaroor en besluit maar self of die persoon werklik Jahwe se wet en sy bevele eers stel in sy lewe en in sy gemeente. Ek wil nie hierdeur enige moeilikheid veroorsaak nie, of op hierdie persoon en sy mense pik nie.
Dit is hoekom dat ek hierdie persoon se stem verander het. Hierdeur wil ek net u wys hoe vriendskappe beëindig word, omdat jy Jahwe se reëls toepas op sy feeste en hoe Jahwe se feeste verander word deur onbesnedenis om hulle te akkommodeer. Luister asseblief mooi wat sê die spreker ook. Wat die groot probleem is, hoekom hulle nie die Pesach lam slag nie en sodoende 'n sedermaal hou waar daar 'n gebreekte been in die bord sal wees. Wat is jou ander vraag? Onbestedenheid, ja, beslis. My pa en broer is nog onbesteden, dat is een groot probleem, dat is hoekom ons nie slag nie. Kijk, as jy nou lam slag, soos Karel Gericke en Heiland manne, dan moet almal nou besny wees, maar ek slag nie lam nie, ek glo Yeshua was die volmaakte lam. So ek nooi almal uit, besneden en onbesteden, asseblief, kom saam, kom eet saam met ons. Dus juist moest nou 'n geleentheid om ons nou te leer oor alles en oor die besnedenheid en alles. So kom leer, nee, ons is glad nie. Ek weet, Karel hulle wys manne weg. Ek sal in my lewe nooit iemand wegwys nie. Tussen ons en teen julle, soek my en Karel se vriendskap daarmee beëindig is, want hoe kan jy iemand wegwys wie Vader na die fees toe wys? So asseblief, besnede, onbesnede, altyd welkom. Ons eet die Pesachmaal soos op my DVD. Daar's geen lam wat geslag word nie. Ons het wel 'n been daar om te wys die volmaakte lam is geslag. So nee, altyd welkom, geen probleem nie. Asseblief kom saam, kom kamp daar saam met ons. Sal teen hy sal vasmaak, want die opkoms lyk my dan so gaan 'n redelike sterk klompie wees. Het nou een wet gegeld vir die inwoner van die land en die vreemdeling tydens daai fees? Nee, hy het sy eie wet, sy eie geregtigheid opgerig ten opsigte van die fees, want hy het Jahwe nie in sy wet en sy feeste geken nie. Hy het hom nie aan Jahwe se gesag en sy geregtigheid onderwerp nie, en hy het sy eie reëls gemaak, want waar sien 'n mens enige van daai wat hy nou daar gesê het in die skrif, in die wet, wat ons fondasie moet wees? Want omdat hy nou onbesnedenis akkommodeer het, is die wet ten opsigte van die Pesach lam verag en dis verdraai. En die volle betekenis van die lam word uit Pesach gehaal en 'n sedermaal met 'n gebreekte been in die bord word gehou. En elkeen bring sy skaapie en sy lammetjie wat hy by Checkers, Pick n Pay of by die Spaza shop gekoop het en hulle kom hou saam fees. En so is daar 'n mengelmoes van 'n lam en nie een uitgesoekte lam wat volgens spesifikasie aan die vereistes voldoen nie. En so het hy selfs die lam Yeshua se goddelikheid later begin verwerp en hy stel hom nou self gelyk aan Yeshua. En omdat ek nou mense, dit wil sê sy eie pa en sy eie broer wegwys van die fees af, omdat dit die groot probleem was, hoekom hulle nie die Pesach hou soos voorgeskryf is in Eksodus 12 nie, het hy sy vriendskap nou met my verbreek. Want bloed is nou dikker as water en vader en moeder, seun of dogter of jou naaste, moet jy mos nou liewer hê en jy mag hulle mos hoor as Yeshua stel. En so word die goeie saad deur die dorings verstik. Geregtigheid word nou gehaat en jy skei jou daarvan en vervolg die wat Yeshua se naam en sy beeld uitdra en hulle haat jou want jy wys sy pa, sy broer en sy vriende nou weg wat nie deel van die fees mag wees nie volgens Eksodus 12. Vrees ons nou 'n mens om Jahwe se bevele op sy te skuif of deur ons eie geregtigheid op te rig en Jahwe se feeste te verander en onteer? Is ons werklik besny in die hart en vlees om sy feeste te verdraai? Of het jy ook net 'n goeie hart soos koning Saul wat ook gedink het hy doen goed en hy bring 'n offer aan Jahwe? Want nou kan jy enige een na sy heiligdom nooi om saam fees te vier, want jy dink dit is reg. Dit is vir 'n goeie doel sodat hulle kan sien en kan leer waaroor die fees gaan. Is dit jou opregte offer aan Jahwe? Maar is dit werklik goed in Jahwe se oë en was Saul geseën geweest om daai offer aan Jahwe te bring? Soek Jahwe nie net gehoorsaamheid van jou nie. Dus wat is jy bereid om op te offer? Is jy bereid om jou vriendekring te verloor, selfs ook deur jou ouers en kinders afgeskryf te word, om sodoende Jahwe bo hulle te kies? Of het jy 'n mens meer lief? Ek kan nie daai besluit vir jou maak nie. Jy's 'n groot mens. Waar lê jou liefde? Waar is jou besnydenis? Het jou besnydenis onbesnedenheid geword en het jou liefde vir Yeshua verkoel? Is jy nog warm vir hom of het jy lou geword? Het jy 'n hart wat volkome aan hom behoort, selfs al kos dit alles? Ek sal eerder met min vriende in die geloof tevrede wees as 'n magdom van mense. Mense wat Jahwe lief het met hulle hele hart en siel en wat 'n honger het vir sy woord, wat opstaan en veg vir sy woord en vir sy geregtigheid. Nou baie mense is besny van vlees en is in verbond met hulle koning, maar hulle weet nie wie hulle koning is nie. Hulle ken hom nie en hulle deel nie in sy verbond van Matteus 26 nie. En so sny hulle hom uit sy eie fees uit.
Wie word dan op sy fees geëer as hy nie eers daar is nie? As daar nie eers van hom gepraat word op die fees nie, is hy nie die middelpunt van die fees nie? Abraham het vir 7 dae op Sukot om die altaar geloop met palmtakke in hulle hande, wat simboliseer dat hul koning die middelpunt van hulle lewe is. En so het hulle kranse op hulle hoofde gehad. Die kranse is 'n teken van getrouheid en oorwinning. In Openbaring en ook in ander gedeeltes van die Nuwe Testament sien ons duidelik dat die oorwinnaars, die wat getrou bly aan Jahwe tot die einde toe, 'n kroon ontvang. Hierdie kroon is nie 'n wêreldse versiering nie, maar 'n geestelike en 'n ewige beloning van eer, lewe en oorwinning. Net soos Abraham en sy huis hierdie kranse tydens Sukot gedra het, as profetiese teken van die ewige kroon, die koninkrykstydperke waarin elke bywoner bekleed moet wees met beide die vleeslike en die hartsbesnydenis. En so het Abraham en sy huis al koning elke dag met volle vreugde geloof en gedank. Hulle het van hom geëet en gedrink en hom lof en dank en drankoffers gebring op sy feeste, want sy feeste is nie soos die van die wêreld nie. En so vind die volk van vandag dit glad nie iets as vreemds om drankoffers uit te giet vir hulle gode soos Charles Glass, Johnny Walker, Jack Daniels, Captain Morgan, Smirnoff en ander nie. Maar om Yeshua te loof met 'n dank, 'n drank en 'n spysoffer van gebreekte en ongesuurde brode word as iets vreemds beskou. Ja, dit word selfs as te verregaande afgemaak en so vir sy mense om aan hom die lof en die eer te bring wat hom toekom. Yeshua, ons leermeester, ons rabbi, leer en hy wys ons die weg wat 'n lof en 'n dank en 'n drankoffer geestelik is. En so sluit hy 'n verbond met ons, maar ons ken hom nie en ons het nog tyd nodig voordat ons van hom kan eet en kan drink. Maar ons staan nie tyd af om die drankoffers van ander gode te ondersoek nie. En ons drink vinnig uit die beker van die wêreld en sy drank voordat ons deel het van die beker van die verbond van Yeshua. As ons begin om meer tyd af te staan om die wêreldse lekkerny en plesier te ondersoek, sal ons, soos Daniel en sy vriende, weier om onsself te verontreinig met die spys en die drank van hierdie wêreld. En as ons net die tyd neem om die alkohol van die wêreld werklik te ondersoek, sal ons sien dat dit 'n demoniese gees is wat stadig aan die siel vreet. 'n Vyand wat vreugde steel, verstand verduister en die mens se gees verlam. Alcohol is a portal for demons to enter your body. The word alcohol comes from the Arabic term al-kul, which means body-eating spirit, which is also the origin of the term gold. In alchemy, alcohol is used to extract the soul essence of an entity, which is the reason why it's used for extracting essences for essential oils. When you consume alcohol for the purpose of getting drunk, you weaken your soul's control and allow a demon to take over you. This is why alcohol is referred to as spirits. It is quite literally a portal for demonic spirits to gain legal access into your temple. When people consume alcohol to the point of getting blackout drunk, this is when that demonic spirit fully takes over the body and now the soul is in the sunken place of the flesh, which is another reason why people don't remember certain events when they're fully blacked out. This demonic spirit has the ability to erase memory in your mind, since your mind is directly connected to your soul that has now taken a back seat once this possession occurs. In fact, in Acts 14:2, when referring to people's minds, the word minds actually translates to the Greek word suke, which means soul. When people get drunk, they will often notice their behavior start to change, oftentimes getting more violent, more lustful, and way less rational and logical. This is because this is not their behavior, but it's the demon that now has access to their temple, which is able to fulfill its evil desires through a human body. Wees nugter en wees waaksaam, sodoende sal ons geestelike en skriftuurlike openbarings van ons koning ontvang. Het ons liefde vir ons koning verkoel, omdat ons nou ingestel is op sy wet? Ons kan nie teen die wet vaskyk en die wetgewer nie daarin sien nie. Dit is beide die besnydenis. Besnydenis van die hart is om die wet na te kom en die vleeslike besnydenis is jou trouring, want dit wys dat jy in verbond is met hom. Nou baie vrouens is so bly dat hulle 'n bekende en 'n ryk man getrou het en hulle spog oor hulle trouring en wys almal sy het hierdie spesiale man gekry, maar sy doen dit net om deur mense gesien te word. Haar hart is nie by haar man nie. Sy is nie eers daar vir hom nie. Sy praat nie eers oor hom voor ander nie. En dit gaan net alles oor haarself en haar eie plesier en dit gaan nie oor haar man nie. Het sy ooit hom werklik lief? En wat was die rede hoekom sy met hom getrou het? Ken sy hom of het sy hom net vir sy geld en roem getrou? Maar as hy sy hart gewen het deur haar ware liefde aan hom te bewys, daar vir hom te wees, sal hy haar nooit laat gaan nie en sy sal hom en sy rykdom behou. Nou koning ging vas, hy het gedink sy het alles.
Maar toe koning Ahasveros haar genooi het na sy groot fees, wat 'n simboliek is na die fees van Jahwe, het sy geweier om te kom, want sy is onbesnede van hart. Soos baie mense wat besny is van hart, maar hulle weier om die feeste na te kom, of hulle kom nie die feeste na nie, het die koning van haar geskei en 'n nuwe koning Ester gekies. En so ook Jahwe, as jy nie sy eerste of die tweede pas gehou nie, word jy van die volksgenote afgesny. Net so nooi Jahwe elkeen van ons na sy heilige, sy afgesonderde feeste in Levitikus 23 vers 2. Hy roep ons om bekleed te wees met sierlike vleesklere, die kleed van geregtigheid, Jesaja 61 vers 10, en om hom met 'n volle hart te dien. Maar as jy hom nie ten volle wil dien nie, en nie jou bruilofskleed aan het nie, is jy nie in verbond met hom nie, en jy sal buite die verbond sal gevind word, Matteus 22 vers 11 tot 13. En as jy, let wel, jou kleed aan het, maar versuim om jaar na sy fees te kom, dan sal jy afgesny word van sy volk. Jahwe sal besoeking doen oor jou, omdat jou hart onbesnede was. Jou liefde het verkoel, en jy het lou geword. Daarom sê Yeshua, omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspuug, Openbaring 3 vers 16. Laat ons dus nie soos Vasti wees, wat die uitnodiging van die koning verwerp het nie, maar soos Ester, wat haar voorberei het, gereinig en beklee is met die kleed van guns, om voor die koning te kan verskyn. Laat ons altyd sterk staan en getrou bly aan sy woord. Moet nooit sy woord of sy voorskrifte aanpas om onsself of ander te behaag nie. As hulle werklik geroep is en die Vader het jou getrek, sal jy daar wees. Ek weet dat my woorde kon dalk skerp klink. Miskien het jou kwaad gemaak of teleurgestel. Maar vra jouself af, is dit skriftuurlik verkeerd wat ek gesê het? Sal jy luister, regstel en jou koning weer die middelpunt van jou lewe maak? Of het jy nog steeds tyd nodig om te besluit? Jou wegraping of jou laaste asem kan enige dag wees. Moenie wag vir 'n ander dag of vir die volgende fees van trompette nie. Jy kan vandag nog sterf. Is jou koning reeds as koning oor jou lewe bekroon? As jy vandag weggewys word van die fees, omdat jy nou nog nie jou bruilofskleed aan het nie, dink daaraan as 'n spieelbeeld van Versoensdag, die dag van oordeel. Laat hierdie teregwysing jou nie ontmoedig nie, maar leer daardeur. Stel reg, maak reg, berei jou kleed voor en word deel van die verbond. Bekroon jou koning as jou man en jou verlosser. Leer van hom en wees lief vir hom met jou hele hart en met jou hele siel. Dan met die volgende fees sal jy gereed wees. En so sal jy bekroon word met die kroon van die lewe, Openbaring 2 vers 10. Om saamfees te vier met jou man, jou koning tot in ewigheid. As jy weggewys word van die feeste wat ek vier, omdat jy nog nie in verbond is nie, beskou hierdie as 'n toetsloopie, want die feeste wat ons vier is 'n skaduwee van dit wat nou nog moet kom. Gee ag op hierdie verwerping nou, want as Yeshua jou gaan verwerp, gaan dit baie erger wees. Beskou hierdie woorde nie as vyandig nie, maar as 'n vriendelike teregwysing tot lewe, Spreuke 27 vers 6. Of jy my as vriend of vyand sien, maak nie saak nie, want om eengesindheid in die geloof te bereik, moet ons Skepper dien met ons hele hart en ons hele siel, en ons moet hom eerste stel en nie 'n mens nie. Elkeen se manier om liefde te wys verskil dalk van 'n ander. Sommige vroue is so lief vir hulle mans dat hulle nie hulle hande van hulle man kan afhou nie. Hulle liefde straal uit na hom. As hy iets vra, spring hulle dadelik op en hulle help hom met 'n vroulike hart, want hulle is bly as hulle iets vir hom kan doen. Daar is weer ander vrouens wat skaars aan hulle mans raak. Die man moet altyd die eerste stap neem, en soms is hy te bang om selfs iets te vra, want anders skreeu sy, "Wag, ek is besig." Tog het sy op haar manier hom ook lief. Nou hierdie vrou beskou die vrou wat haar man so lief en alles vir hom doen, dikwels as vreemd of te vergaand, want sy is nie so ingestel om haar man op dieselfde manier te dien nie. Net so sien baie mense ander gelowiges as vreemd of vergaand wanneer hulle alles wat in Jahwe se woord geskrywe is, volkome toepas in hulle lewe en ander daaroor vertel. Maar hulle doen dit bloot omdat hulle Jahwe met hulle hele hart en siel wil dien. Hulle vrees Jahwe en sy insetting en sy verordeninge. Verstaan ander dalk hierdie liefde verkeerd, of het hulle nog nie daardie passie in hulle eie hart gevind nie? Wie gaan ons vrees? Gaan ons 'n mens vrees en dan Jahwe se gebooie of sy wet verbreek om hulle as 'n goeie offer aan Jahwe toe te wy? Of gaan ons Jahwe vrees en hom gehoorsaam wees, sy gebooie en wet nakom met ons hele hart en siel toepas?
sodat een wet moet geld vir die inwoner van die land en die vreemdeling wat saam met ons fees gaan vier. Gaan jy jou vriendskap ook nou met my verbreek? Jy sal nie die eerste een wees nie. Maar as ek jou behou as vriend, dan weet ek het 'n ware vriend gevind en ons sal soos wyn saam verouderd en goeie wyn word. Die bassein het geblaas, gaan jy luister. Keer terug na Jahwe en tot sy verbond en sy feeste, sodat jy gereed kan wees vir sy koms. Of, soos party sal sê, gereed sal wees vir die wegraping. Verontreinig nie sy tempel of fees deur heidene nie. Dien hom in gees en in waarheid. Halleluja. Mag ons eensgesindheid bereik as volk. Shalom, geseënde dag.